Dit is waar ons skaapslag, nog op die ou manier. Ek weet baie mense gaan hulle opinie hê oor, maar weet wat, dit is die feite. Ek het nie gedink dit sal so hard wees op my nie. Ja, ek is eintlik bietjie lost for words. Klaar bewusteloos, hart gaan nou stop. Kan ek los? Kom maar los. Dit was 'n harde oggend geweest, maar nou gaan ons vir die stommers spit. Dis 'n spit, slaai, Moroccan, stommer. Shabaji. Cheers. Hierdie week se slagmeester is Maree. Vandag was 'n groot dag en ek is baie tevrede met die vordering wat hulle tot dusver toon. Ek is baie tevrede oor hoe dinge laasweek verloop het. Ek dink julle kan ook trots voel op julle self. Moeilike enetjie gewees. Vandag bietjie makliker. Iets ongewoon nog steeds wat jy nie elke naweek dalk kom braaivleisvuur sou sien nie. Ons gaan hierdie week volstruisvleis behandel. En met dit in gedagte het ek goed gedink om vir Ilse van der Merwe, 'n innoverende kosblogger van foodfox.com te kontak om miskien ook vir ons 'n bietjie te help met 'n paar idees, oulike idees wat ons kan doen met hierdie volstruiskarkas. Is jy reg? Yes, lekker. Sy het 'n groot liefde vir inheemse kossoorte en daarom was sy ideaal om vir ons te help met volstruis wat miskien 'n ongewone vleissoort is, maar tog reg Suid-Afrikaans. Welkom Ilse, sou ek sê terug by Boer & Butcher. Ja, dankie Edu. Ilse is 'n bekende gesig hier by ons by Boer & Butcher in Stellenbosch. So, wat beplan jy vir hierdie twee vanaand hier in die kombuis? Volstruis is so 'n eg Suid-Afrikaanse ding. Ek weet meeste mense ken seker maar dan die bekende volstruis fillet snit. En dit is 'n wonderlike ding om mee te kook want dit is laag vet en dit is goedkoper as bees, maar ons het vandag iets anders gekies. En dit is die volstruis nek wat 'n lekker snit is om byvoorbeeld beestert mee te vervang. En eintlik ook iets wat vreeslik sag kan kook. So vandag se uitdaging is om 'n baie lekker volstruisnek breedie te kook. O, lekker. Reg Suid-Afrikaans breedie. Heerlik. Exciting. Ja, ek sien uit daarna. So, natuurlik is daar net een wenner vanaand want hierdie is 'n kompetisie. En omdat ek altyd op soek is na nuwe innoverende resepte, het ek dit goed gedink om die wendis van die aand te feature op thefoodfox.com. En ek het 'n lekker groot gehoor van mense wat graag julle wenresep of die wenresep sal wil opvreet. En nie net dit nie, maar die wenner kan ook 'n fantastiese resepteboek geskenkpak. So, julle het baie om na uit te sien. Game on. Dis reg. Right, trek jou plaasklere aan. Ons kan gaan. Ek was letterlik laas op 'n volstruisplaas as 'n klein dogtertjie. Ek sien net al die volstruise daarbo hardloop dat die stof so staan. Ek kom van George af. Dis redelik naby aan Oudtshoorn, so die volstruis is nie heeltemal onbekend vir my nie. Ek sien hulle baie hardloop, maar ek die vleis bewerk en dan gebruik na die tyd. Ek sal net wag en kyk wat gebeur daar. Hallo, môre. Bande is gespuit, volgriep is nou maar harde werklikheid in Suid-Afrika op die oomblik. Mens moet versigtig wees. Maar hy's 'n expert in die volstruisgang. Hy help ander boere actually. Ek en Dominique het mekaar al so die laaste 5 jaar en het op 'n kollig saam gewerk in die vleisbedryf. Hy self is 'n volstruisboer, so hy weet presies van begin tot einde die prosedures wat gevolg moet word. Hallo Dominique, ek is Maree. Aangenaam, hallo. Dis nou die twee mense wat ons nou vandag 'n bietjie moet wys hoe julle te werk gaan op 'n volstruisplaas. So ja, oor na jou. Wel, die eerste ding wat ek sou wil hê is julle moet die overshoes aantrek voor ons na die voëls toe beweeg. Dis 'n biosecure area en die rede daarvoor is om vir avian influenza en vir Newcastle voorkomend te wees. Was julle al in die laaste 3 dae op 'n hoenderplaas of 'n volstruisplaas? Ja. Dan is ons fyn. Dan gaan julle vir ons die aantrek en dan kan ons gaan kyk by die voëls. Okay. Okay. Nie op jou kop nie, Maree, hoor. Dit is goed. Jy sien hom gewoonlik van die pad af. Hoe nader jy kom en dis asof hulle vir jou kyk. Jy weet nie wat om te verwag nie. Hoe gaan hulle reageer? Want ek ken nie 'n volstruis, ek ken nie sy geaardheid nie. Kyk, mens kan sien hulle is gemaklik, né? Kyk, hy het op oor net so. Nou hy. Kyk al binne, kyk al binne. Okay. Maar dan sy half breindood is dit, nie? Gelukkig
hoef ons nie die volstruis te vang en in daai klein innaametjie probeer indruk nie, want ek weet nie of ek sou kan sien daarvoor nie. Een skaap in 'n kraal was vir my genoeg geweest. Het elke volstruis 'n spesifieke naam of is dit sommer net nommers? Nee, hulle is net nommers. Dis bietjie onpersoonlik. Wat sê daai wille een in Villa se kind man? Skopper. Okay, ek wil hê julle moet kom kyk gou hierso. Kom vat net aan om voel hoe sy vere. Môre, dis ek. Die volstruise is bietjie groter as wat mens dink. Ek is 'n bangerige ou van nature en om hulle so naby aan jou te kry, dit is nie altyd ideaal vir my nie. So ek sal maar 'n gentleman wees en van Anita net voor my hou. Ek bedoel meisies maar eerste. Okay. Hierso is 'n tag. Dis die tag wat ons opsit vir British Airways Flight 270. dis sy paspoort. As hy daai het, dan kan hy oor see gaan. Dit was ongelooflik geweest om aan die dier te vat. Hy was rustig, daai sagte vere. Dominee, sê vir my, hoe oud is hierdie ene nou? Hy is seker so 11 maande oud en ons praat van 'n slagvoël is enige iets van so 8 maande na 12 maande. 12 maande toe. En wat sal hy nou weeg hierdie ene min of meer? So 90 plus tot by 100. En dan by uitslag. By uitslag so 42 na 50 kg toe. Okay. So op die oog af, hoe ken ek 'n premium karkas of 'n dier uit? As jy nou praat van 'n lam, jy kan kyk na die rug, die heupe, die ronde. Omdat hy vere het, is baie van jou karkas weggesteek. Presies ja. So jy gaan kyk as die ruggie so 'n boggeltjie maak, dan kan jy sê hy's maar soos hy meer plat en egalig is, sal jy weet hy is vol. En natuurlik die gedeelte wat Ilse vir ons gevra het om voor te berei vandag is die nekgedeelte, né? Ja. So het julle al 'n paar idees? Stewige nekke. Wat is die proses nou van hier af slagpale toe? Daar moet eers bloed getrek word, laat ons weet dat hulle vir avian influenza vry is. En as ons 'n negatiewe resultaat kry, dan mag hulle klim op die lorry en slagpaal toe gaan. Dan aanvangs op die slagpaal staan hulle so 12 ure na 24 ure net om rustig te word. Okay. Hulle staar jou so, né? En dan jy weet nie kom hy nou vir jou of kom hy vir die ou langs jou? Kyk, die voëls is gewoond aan mense. Hulle is nie wilde voëls nie. 'n Wilde voël sal jy moet onmiddellik slag, Ja. want hy sal te veel stres. Maar hulle eintlik die stres as hulle 'n bietjie rustig staan. Ja. Die enigste ding wat hulle nie gebruik is sy brein. Want hulle het nog nie gekry nie. Ek het 'n horlosie aan en ek dink hulle wil heeltyd vir die blink goed gaan, so ek aanvaar dit was 'n vroulike volstruis. Ek weet nie presies hoe ken mense hulle uit nie. So ja, jy sê hierdie is nou môre op pad, hè? En dan wanneer sal daar dan nou weer voels wees wat markgereed is? Ons het nou kykens wat nou 'n week oud is en dan is daar wat sê maar 4 weke oud is. So gaan ons na hulle kyk. Definitief. Asseblief. Hierdie is bietjie groot, né? Al is hulle mak, ek trust hulle nog steeds nie. Hulle is mak, maar hulle is eintlik baie sterk. Sy een been is gelykstaande aan 8 basketbalspelers se been. Hy skop vir jou in 'n ander bloedgroep in. Nou is dit meer my tipe vermaak, die klein kykientjies. Hulle is so oulik, hulle lyk soos klein tiervoeltjies. Die merke, Dominee, hè? Dis iets wat die groot volstruise glad nie het nie. Ja, hulle is so 'n week oud en elke voeltjie het 'n individuele soos 'n duim afdruk. Yes. Elke een is 'n patroontjie is uniek. Hulle is mooi. En die rede vir die kleur wat hulle is dis kamouflerend. Okay. As hulle op die veld is, jy kan sien as die valveld, as hulle op sit, jy sien hom nie. Hoeveel van hulle is nou hierso? Omtrent so 200 in die batch. Hallo mami. Goedness. En dan hoeveel van die 200 maak dit tot in die slaghuis? Wel, oor die algemeen praat ons so van 80%. So 40 van hierdie kleintjies gaan ons iewers verloor langs die pad. Hulle is nou wel baie oulik, maar ek sien nog steeds uit na vanaand se volstruis nek. Ons het nou 'n groter enetjie hier by die fabriek vir hulle om te verwerk. So ek dink ons moet soontoe beweeg. Voor ons dalk ons mind verander. Ja, voor ek my mind verander.
Volstruisvleis is miskien ook 'n bietjie meer eksoties as ander vleissoorte. Dis nie noodwendig waarmee ons in die huis groot geword het, ons generasie ten minste nie. Ons as kommersiële slagters ook werk min met heel karkasse, ons koop primêre snitte in. So ek dink dit is ook goed om vir hulle te wys presies hierdie snitte wat ons wel nou al aan blootstelling gehad het, waar presies dit sit en hoe om dit uit te haal. Hier is hy. Het julle al ooit so 'n karkas gesien? Nee. Ons in die vleisbedryf werk min met die heel karkasse. Ons kry meestal die snitte. So ek sien baie uit om hierdie ouetjie vir julle op te breek. 80% van die vleis sit hier in die bout. Soos julle kan sien. Mens kan sien nou daar's ons bene en vet en goed. Dis net ribbes, dis hulle noem dit die gearbox hierdie. Hier gaan feitelik niks aan nie. Ons gaan eers begin natuurlik om die nek vir Ilse af te haal. Dit is ons fokuspunt vandag. Maar ons gebruik in elk geval die hele karkas in die bedryf. So ons gaan sommer die hele karkas verwerk en vir julle wys hoe om wat waar uit te haal. Een ding wat ek moet sê is dit voel soos 'n Flintstone stuk vleis wat ek nou hier gaan moet opsny. Dit lyk so 'n dinosaur wat daar hang. Ons gaan begin deur die drumstick af te haal. Langs die drumstick sit hierdie tenderloin wat ons graag wil beskerm, want dit is ons premium snitte hierdie. Dis 'n dier met min lyfvet, so sy vleisnate wys lekker duidelik. Dis maklik om net tussen die spiere te werk en dan net as 'n ware die vloei van die spier te volg met jou mes. Right, so wat oor is die long fillet nie. So ons gaan net gou vir die long fillet uithaal. Hy werk daai so, soos Jackie Chan. Hy gaan net en dit is vinnig en hy sny dit so mooi. Hierdie is ons mees gewilde snit, dis die fan fillet. Dis wat almal soek as hulle in die slaghuis inkom, ook die duurste snit. So dis hom wat ons teen alle koste wil probeer beskerm. Ja, mens kan duidelik sien Edu se hand is geoefen. Ek het nogals lus geraak om te sê, hoorie, kan ek nie net gou voel of dit so maklik is soos wat jy dit laat lyk nie. Right, julle dan het ons nou hier so die fan fillet wat ons net uitgehaal het, die tenderloin, die long fillet en dan nou Ilse se nek. Ek gaan hom net vir julle halveer, waarna julle elkeen dan myself 'n bietjie gaan trim. Baie vliesies en sedentjies wat julle nog moet afhaal. Julle kry net hierdie een nek, volstruis het dit een nek. So moet dit nie opmors nie. Daar is hy nog hier. Alright. Okay. Die skoonmaak van die nek is 'n bietjie ongewoon. Dit is 'n vogtige stuk vleis. So wat julle wil afhaal is, julle sal sien hier is nog baie vliesies en 'n bietjie droë bloed. So al daai wil afkom. Dis nie soos 'n skaapnek wat lekker buitevet het wat jou toelaat om hom makliker te hanteer nie. Hy's glibberig. Ons begin nou ons mes vernuf opknap en lekker daai liesies afgesny, alles mooi. Edu, jy kan maar aangaan. Sjoe, ek het baie. Die kleur van die vleis is vir my ongelooflik mooi. Dit lyk vir my so ryk. Ek kyk hierso. Ek voel ek word beter met die meswerk. Elke keer as ek nog vir Edu kyk, dan leer ek ietsie. Kyk hierso by jou, Marie. Ja, dit is goed. Beter. Ja, beter. Ons het al die goedjies af daarso. Right, so nou met ons stopsaag op die bandsaag. Wie van julle is eerste? Anita? Jing, jong, chap. Dink is ek. Die volstruis op die bandsaag was nie vir my so gemaklik soos die skaap nie. Daar's 'n seëning in gewees waarvan ek nie geweet het of definitief nie van gehou het nie. Dan hou hy die vleis terug. Anyway, met help. Sit af. Okay, that's fine, that's fine. En dan trek jy maar net na dit uit, dis fine. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Nee, Hoekom het hy so? Dit was al nee, maar dis maar net 'n seëningkie en so. Kyk nou by daai, hierso moet ek net wegvat, né? Laas was dit lekker groot stuk vleis. Hierdie keer het ek my gevoel my hande is baie naby. Jy reg? Ja. Okay. Ek weet nog nie lekker hoe om dit te beheer nie, want as jou vinger daarin is dit verby. Okay. Stop nog eers. En dat ons gesê het, ons sny hou jou vingers altyd na buite, né? Jy het my gestop op 'n stadium en gesê ek vat nie die vleis reg nie. Met die palms van jou hande, duime, vingers, alles wys na buite. Alright. Dit wys jou hoe versigtig jy moet wees. Daar's hy. Dis 'n kleiner snit vleis wat hulle moet opsaag. So dit gaan die uitdaging wees om net rustig te wees. Alright, baie netjies. Baie netjies. Alright. Okay, julle, dit lyk vir my goed. Kom ons gaan nou Boer en Butcher toe en kyk of julle vir Ilse kan beïndruk met julle volstruisnek breedie.
vleis lyk baie goed. Dit het 'n pragtige kleur. So kom ons praat 'n bietjie oor volstruisbredie. Ek voel as jy enige bredie maak, is dit amper soos om potjie te maak en daar's eintlik bitter min reëls. So of jy nou die vleis gaan bruin maak voor die tyd of dit gaan kook of jy dit in wyn of in 'n tamatiebasis doen, is absoluut julle keuse. Onthou net dat volstruisvleis is 'n rooi vleis, so hy neem 'n bietjie langer om te kook as ander pluimvee. So ek sou dink dat julle so gou as moontlik aan die kook moet kom. Klink vir my goed. Nommer 2, oor na die kombuis toe. Ek is 'n bietjie op my senuwees. Volstruis is iets anders. Jy gaan my met help met die knoop hier soos altyd. Daai snitvleis, ek het sien, dit is soos ouma hulle se ou kookvleis wat hulle gebruik. Jy wil regtig daai vleis sag kry en hy moet amper so van die been afval. Ek wil net eers gou al my goedjies wat ek moet sny, wil ek sny. So ek dink aan bredie en rooi vleis. So dink ek onmiddellik soos tomatiebredie. Dit is vir my 'n comfort food. Ek gaan nie overconfident in die ding ingaan nie. Ek kan nie. Ja, ek gaan nie te snaakse goeders vandag probeer nie. Eie gaan natuurlik eers in. Ek is 'n groot ondersteuner van knoffel. Ek dink hy maak al die geure lekker bymekaar. Ek het 'n vriend wat sê knoffel is die business. Dis die business. Sellery lekker opsny, knoffel fyn kap, 1 chili insit en dan lekker vars roosmaryn en timie wat ek bygooi. Met die donkerder rooi vleis dink ek tamatie gaan goed ingaan en hy moet lekker lank staan. Soos ek net ook gesê, die vleis moet lekker sag wees. Ek het mesina gevat met sout en peper in en dan trek ek dit net daarin dat hy so 'n mooi laagie vorm en dit gaan hoë hitte in die pot dat hy mooi bruin raak. Ek is nou gat oor kop. Kom, bruin julle nou mooi. Ek moet vanaand net rustig wees, die beste wat ek kan, stock standard en die vleis moet lekker sag wees. Hoe gaan dit hier? Ek dink ons vorder, ek dink ons kom daar. Iets ruik al baie lekker. Ja, iets beweeg al daar. Ek dink Elsje was bietjie paniekerig dat ons nie vinnig genoeg ons vleis inkry en aan die gang kry nie. Vleis is nog nie in die pot nie. Ek gaan nou daar wees. Lyk Ek ons gaan nou daar vir tyd? wees. Ek gaan nou daar wees. Ek dink nie dit gaan oor hoe jy begin nie. As ek reg onthou het Japan al vir die Springbokke gewen, so ek dink ek is reg hiervoor. Go, go, go. Ja. Agtervolstruis kom ook in die kraal. Het jy ooit gesien iemand met hom Ja, ek so het af? nog nooit dit gesien nie. Ek sien dat julle twee het verskillende style van kook. Is baie lekker om dop te hou. Een wat absoluut die boek volg en die ander een wat 'n bietjie meer van 'n laissez-faire. Ja. Ja, jy's nou skelm. Wat? Jy het nou goed bygesit wat nog nooit in die resep was nie. Luister hier, dit is garnering. As jy reg is ek reg. O, jy's al half daar. Dankie julle. Wat het ons hier vertel? Heerlik. Ek het lekker soetpampoen, suiker, kaneeltjie en dan is dit eintlik 'n 2018 tomatiebredie, maar met die volstruisnek in en basmati rys en dan net so klein bietjie Griekse jogurt. Baie lekker. Jy Marie? Ek het maar tradisioneel gegaan met couscous en ja, die volstruisnek, daar's tamatie, roosmaryn, gewone speserye en dan het ek so klein bietjie boontjies ook so vir stoutigheid ingegooi. Wonderlik. Ja, pragtig. Ons sien uit daarna met 'n proe. Lekker eet. Sien julle so in 5 minute. Daai. Ek is baie opgewonde oor hoe my dis uitgekom het op die ouende. Sal ons sommer die eerste ene begin Ek dink van so by die boontjie Marie. volstruisnekbrede, ja. Alright. Maar dit is like baie mooi, regtig waar die couscous is heeltemal 'n ander tipe twist daarop. Dit ruik baie lekker. Ja, dit lyk lekker. Ek proe baie spesifiek die roosmaryn. Dis regtig baie geurig. Was 'n soeterigheidjie wat Nogal deurkom. soet, ja. Ek dink Marie het sy tyd 'n bietjie geonderskat met hoeveel hy gaan nodig hê om regtig die vleis sag te kook. Ek hou ook daarvan. Ek hou ook daarvan. Vir my miskien ook so 'n bietjie soet. Ek proe die tamatie, die roosmaryn en verder is dit my soet. Hy lyk mooi. Die goedjies wat ek geproe het, hou ek baie van. Kom ons kyk na Anita. Ja. Alright. En nou is er die afwagting van wat, wie, hoe en dit is nogals jy weet nie wat om te verwag nie. Jy proe duidelik die Suid-Afrikaner se liefde vir soeter bredies. Dis nie 'n Mediterrane styl of 'n Nee. Noord-Afrika tipe ding nie. Dit is kenmerklik
Suid-Afrikaans. Ja, Anita is 'n natural. Sy het so aan die einde bietjie yoghurt opgesit, iets wat ek glad nie gesien kom het nie, wat my bietjie op my senuwees nou het. Nie te ver van mekaar af nie, Nee. wat sou jy sê? Nee, glad nie. Maar ook weer eens die fermheid van die vleis kan hy ook weer optel. So ek dink beide van die Ek stem saam, dis baie dieselfde. Nee, ek dink Maar jy het verlede week gewen, so ek dink dit is hierdie keer my beurt. Elsa, wat het vir jou uitgestaan van Marie? So dis Ek het baie daarvan gehou die geure nogals bymekaar gekom het en daai roosmaryn wat jy so laat bygesit het baie mooi uitgekom aan die einde. Regtig waar ek het eintlik verskriklik positief ervaar. ek het dit ook geniet. Ek het gehou van die kombinasie van bestanddele, maar vir my was dit miskien nog so 'n bietjie te soet geweest. So rapsie net vir my palet. Ja. En Anita, as ons na jou dus kyk, ek het gehou van die goed gebalanseerde geure. Niks is oordrewe nie, sou ek sê. En ek het ook gehou van die tradisionele sout-soet kombinasie wat jy daarso vir ons voorgesit het. Ja, ons het albei daai Griekse yoghurt element nogal as 'n verrassing ervaar. Dit is amper asof jy verwag dat daar meer Griekse elemente teenwoordig gaan wees en op die ount is daar nie. Ons het gevoel albei disse het definitief meer tyd in die pot nodig gehad. En dis dalk 'n les wat mense kan leer oor volstruisnek dat hy amper soos beestert eintlik 3 ure plus nodig het. Maar so 'n geurende vleisnet. Ja. Ja. Definitief. So op die ount, jy doen? Ja. Is daar seker net een wenner? Ons het saam besluit vanaand dat die wenner wat met die kookboeke wegstap is Marie. Baie geluk. Baie geluk So meneer. lank was iets gewen. Baie geluk, man. Baie dankie. Ek het maar my twyfel gehad natuurlik, maar ja, ek sal die wen vat. Almal hou van wen. Ja, dis nou die Dis seker nou al ijskoud, man. dit was So ek sê dis ook proe, kan met eerlikheid sê, sy geure, daai roosmaryn is heerlik. Maar ja, you win some, you lose some. Dit is opvallend te sien hoe hulle selfvertroue groei en met die entoesiasme waarmee hulle elke taak benader en takel. So ek sien baie uit na dit wat nog wag en ek dink ons gaan 'n groot pret hê. Ja, was die business.